Welkom by ons luistermeditasie in die Koninkrykstyd. Ons lees vandag 'n paar verse saam uit 1 Konings 19 en ons lees uit die 1983 vertaling. Word bewus van jou asemhaling, wetende dat die asem van God, sy gees die lewende krag in jou is. Ek steek vir ons 'n kers aan om ons aan hierdie lewende, gewende krag in ons te herinner. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my en lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U eer. Een groot stuk ironie speel in 1 Konings 19 af. Na opeenvolgende godsverskynings krimp Elia in een wanneer Isebel, koning Agab se vrou, te hore kom dat Elia al die Baal-profete laat doodmaak het en sy op Elia se lewe wil wraak neem. Ons sien dan hoe 'n begeesterde Elia in 'n oogwink al sy godservarings vergeet, sy vrees oorneem en hy vir sy lewe vlug en onder 'n bos gaan lê. En wens dat hy op die ou end liewers doodgaan. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, 1 Konings 19 vers 1, dat hy al die profete om die lewe gebring het. En Isebel het toe 'n boodskap na Elia gestuur en vir hom gesê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos die profete nie. En Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Vers 4, hy het in 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar het hy onder besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Ek nooi jou om vir 'n oomblik die verlamming van vrees, wat vrees in ons lewens kan bring, in ons eie lyf probeer voel. Wat dan ook maak dat ons soms van God se teenwoordigheid vergeet. Die wonder van die verhaal is dat God nie vir Elia in sy depressie, in sy vergeet van God se teenwoordigheid, van sy krag in sy lewe, dat God hom nie daar los nie, maar dat hy hom besoek, saam met hom daar is en vir hom sorg. Vers 5, toe gaan lê hy onder die besembos en hy raak aan die slaap, en toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel hom en sê, word wakker, eet. En toe hy kyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op 'n warm klip gebak is en 'n kruik vol water. Hy het geëet en gedrink en in sy depressie het hy weer in die slaap geraak. Na 'n tweede keer het die engel hom weer wakker gemaak en gesê, eet, anders gaan die pad vir jou te lank word. En toe het hy geëet en opgestaan en met die krag daar wat hy gekry het, 40 dae lank gestap tot by die berg Horeb.
Hou dit vir 'n oomblik in jou hart vas. God wat vir Elia sorg in sy oomblik van terneergedruktheid en depressie. Vers 9, Elia het in 'n grot ingegaan in die nag daar deurgebring. Vers 11, die Here het vir hom gesê, kom uit. Kom uit die grot en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. En skielik was daar baie sterk wind, maar in die wind was die Here nie. En toe was daar na die wind 'n aardbewing. Na die aardbewing 'n vuur. Maar ook daarin was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig toegemaak. Want hy het geweet, God is daar. Hou dit vir 'n oomblik vas. Gaan Google gerus die skildery van Cedar Kruger met die titel Elijah. Aangrypende skildery van die tweede godsverskyning, van aardbewing, vuur, wind en die stilte van die aandwind. Die skildery lyk soos die opstanding. Wat eintlik hier gebeur is ook die opstanding van Elia. Die opstanding van Elia. Die ontdekking dat God ook in die stilte by ons is. En ons nie los wanneer ons uit vrees probeer weghardloop nie. Dankie Here dat U ons nie in ons verlammende staat vergeet en los nie. Maar dat U saam met ons daarin waak, sorg, by die hand kom vat.
sodat ons u sagte fluisterstem kan ontvang en te weet u is. Amen.